Elwe en die skoenmaker. Eens op 'n tyd het almal in Elwe geglo. Die skoenmaker en sy vrou in hierdie storie het beslis. Die skoenmaker en sy vrou het van soggens vroeg tot saans laat baie hard gewerk. Hy was knap met sy hande en het skoene uit die beste leer gemaak, maar dit het nie goed verkoop nie. Een aand sien hy dat hy nog net genoeg leer oor het vir 1 paar skoene. Met 'n swaar hart het hy die leer netjies uitgesny en die stukke reggesit op sy werksbank, sodat hy dit die volgende oggend kan begin stik. Hy het die kers doodgeblaas en van sy werkswinkel af oor die erf na sy huis toe gestap. Vrou, ek weet nie wat ons gaan doen nie. Ek het nou net die heel laaste stukkie leer in die winkel uitgesny, sê hy hartseer. Moenie so bedruk wees nie, my man, sê sy vrou met 'n moe glimlag. Dalk kan jy hierdie laaste paar skoene teen 'n goeie prys verkoop. Wag maar en kyk wat môre inhou. Die volgende dag was die skoenmaker vroeër as gewoonlik op. Toe hy sy werkswinkel se blindings ooptrek, sien hy tot sy verbasing dat die stukke leer nie meer op die werksbank lê nie, maar aan mekaar gewerk is in die mooiste paar hofskoene met fyn voorpunte. Die steekies was so klein, dit het gelyk asof dit deur 'n muis gedoen is. Hy het die skoene in die winkelvenster gesit en kort voor lank het 'n ryk handelaar gekom en die skoene vir sy nuwe vrou gekoop. Hy het die arm skoenmaker dubbel die gewone prys daarvoor betaal. Die skoenmaker was baie bly oor die gelukkie en het genoeg leer gekoop om 2 nuwe pare skoene te maak. Hy het weer die leer sorgvuldig uitgesny en die stukke op sy werksbank reggesit, sodat hy dit die volgende oggend kan begin stik. Die volgende dag was die skoenmaker selfs vroeër as gewoonlik op. Sy vrou het saam met hom na die werkswinkel toe gegaan en die blindings oopgetrek. "My man!" roep sy uit, want op die werksbank het 2 pare van die mooiste skoene wat sy nog ooit gesien het gestaan. Daar was 'n groen paar met rooi hakke en 'n swart paar wat so geblink het, dat die skoenmaker sy eie weerkaatsing daarin kon sien. Hy het die skoene in die venster gesit. Sommer gou het 'n digter die groen paar met die rooi hakke kom koop. En 'n rukkie daarna het 'n predikant die blink swart paar gekoop. Albei het vir hom meer geld as gewoonlik gegee vir die spoggerige skoene. Dit het vir 'n lang ruk so aangegaan. Die skoenmaker het nuwe leer gekoop en die klaargesnyde stukke saans op sy werksbank gelos. En as hy die volgende oggend oopsluit, het die mooiste skoene daar gestaan. Die skoenmaker het bekend geword en kort voor lank was sy winkel vol klante wat graag sy spesiale skoene wou koop. Gou was die skoenmaker en sy vrou nie meer arm nie, maar hulle het eenvoudig bly leef, omdat hulle nie van 'n uitspattige lewenstyl gehou het nie. Hulle was tevrede om net gesond en gelukkig te wees. Eendag sê die vrou, "My man, ek dink ons moet uitvind wie dit is wat vir ons so baie geluk bring, sodat ons vir hulle kan dankie sê." Die skoenmaker het saamgestem. Daarom het hy en sy vrou die aand agter die werkswinkel se deur weggekruip, nadat hy die leer uitgesny en die kers doodgeblaas het. Toe die stadsaal se horlosie middernag slaan, het hulle klein voetjies hoor trippel en fyn stemmetjies hoor lag. 2 piepklein elwe het agter die vloerlys uitgekom en bo op die werksbank geklim. Hulle het dadelik weggeval en begin werk. Hulle steekies was so fyn, dit was asof 'n muis dit gedoen het. Die elwe het kruisbeen op die bank gesit en sing terwyl hulle stik. Maar ai, hulle het baie armoedig gelyk.
Hulle het gelapte broeke en verslete hemde gedra, en hul arme voete was blou van die koue, want hulle het nie kouse of skoene aangehad nie. Binne 'n oogwink was al die leer opgebruik, en baie pare skoene het op die werksbank gestaan. Die elwe het al lachende weggeglip. Die skoenmaker en sy vrou het vir mekaar gekyk, en net daar en dan besluit om die klein elfies te beloon. Die volgende dag het die skoenmaker 'n paar afvalstukkies rooi leer gevat en met die kleinste steekies wat hy kon, 2 klein pare rooi steweltjies met groen hakke gemaak. Die vrou het haar naaldwerkmandjie en 'n paar stukkies oorskietlap gevat en met die kleinste steekies moontlik 2 klein groen fluweel langbroeke en 2 deftige groen baadjies met rooi kraag gemaak. Toe brei sy 2 klein pare kousies, ook met die kleinste steekies moontlik. Die skoenmaker het nie daardie aand enige leer uitgesny nie. Toe hulle die geskenke sien, het hulle opgewonde hande geklap en vrolik gelag, hul ou flenterklere uitgetrek en hul nuwe klere en stewels aangepas. Hulle het spoggerig gelyk. Hulle het al lachende en skertsende agter die vloerlys ingeglip en die skoenmaker en sy vrou het hulle nooit ooit weer gesien nie. Maar 1 keer per jaar het daar soggens, as die skoenmaker oopsluit, 'n besondere paar skoene op die werksbank gestaan en met sulke klein steekies, dat dit lyk asof muise dit gedoen het.